Here, U is waarlik die groot God wat soveel groter as ons is. Na wie toe ons probleme kan bring, na wie toe ons sommer net kan kom en kom pleit dat U by ons moet wees. Wees ons genadig, Here, as ons nader aan U skuifel om U stem te hoor. Aan U kom U lof en U eer toe. Mag die genade van Here Jesus Christus en die liefde van God, wat ons Vader is en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by ons elkeen 'n wesen bly, mag God self met jou kom praat. Amen. Kom ons staan. God is for us, we're going to live a stronger. And if our God is with us, then the earth is stand again. If our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then the earth is stand again. If our God is for us, then who can be against us? And if our God is with us, then we can stand again. If our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then we'll just again. Our God is higher, our God is higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. Our God is higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger, higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hoe berge, diepe dale, stormwinde is die tale wat lees. Daar moet 'n God wees. Wilde waters, dore duine, plate blomme in woestyne wat skree. Daar moet 'n God wees. Die skepping getuig dat die mens moet wees. Hy leef, alle lof ere waardig. Hy leef, verhef oor die aarde, verberg vir die oog, toch oorbaar om
Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Sy gunstenis oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders, mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan, dit omring jou, hy is in jou, hy is in jou, hy is in jou, in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde, hy is vir jou, 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 hy is vir jou. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king.
except for a heart singing hallelujah, You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are
Here, en dis ons gebed vandag. Great are you, Lord. Met alles in ons wese wil ons die naam groot maak. Leer ons vandag, Here, leer ons wat het beteken om gelowige te wees in 2026. Hoe om 'n verskil te gaan maak in hierdie wêreld, hoe om net apaties en krities oor die wêreld te wees, nie maar regtig aktief besig te wees om die wêreld te maak 'n plek waar, soos wat u droom daaroor, soos wat u hart vir die wêreld is. Ons spits ons ore, Here. Ons hef ons harte op om u stem te hoor. Amen. Terwyl jy gaan sit, is jy welkom om die kollekte ook in die bordjies te gooi. En dan gaan ek so 1 of 2 praktiese goeders net met u gesels. Dit is so lekker om die program te kan guide, dan hoef ek nie oor rugby te gesels nie, so ek guide net verby die rugby so vinnig as moontlik. Genade, waar is die Leeu's gewees gister? Waar is die Stormers gewees gister? Ja, toe man. Ek weet nie, dit was net een van die incredible naweke, nee. Jy was regtig waar nie vir 'n oomblik ledig nie. Wie's tennisfans? Steek gou op julle hande. OK, dankie tog vir die girls. Ek dink ons het 'n nuwe kampioen daarso. Het julle gister gekyk? Goed, baie grand.
Ek is 'n Alcaraz fan. Ek weet nie of daar iemand anders is wat wil iets sê van Djokovic of iets van die aard nie. Ek het 'n interessante storie oor Djokovic gelees. Die ou is eintlik, hy is by verre die beste tennisspeler wat ooit was. En ek weet as jy 'n Nadal fan is, sê jy nie Nadal is, en as jy ons dink ons het hierdie, maar Djokovic het uitgestyg toe Nadal en Federer nog youngsters was. Toe moes hy catch-up speel om by hulle uit te kom. Toe word hy nommer 1 by verre. Al is jy 'n groot Nadal, ek is 'n groot Nadal fan. So ek dink hy's reg een van die beteres, maar hy's nie so goed soos Djokovic nie. En nou moet Djokovic alweer jaag tussen Sinner en Alcaraz. Dis net ongelooflik. Hy bly altyd nommer 3 al is hy nommer 1. Maar goed, dis die leeu's, nee, hy bly altyd agter al is hy nommer 1 in my gemoed. Maar jy kon tennis kyk en ek gaan klaarmaak dat jy by tennis kan uitkom vanoggend. Jy kon rugby kyk. Jy kon gisteraand amper cricket gekyk het en ek hoor ons het toe net op 10 overs te verloor ook nog. So jy's reg gespoil hierdie naweek, hè? Ek weet nie wat doen julle by die kerk nie. Goed. Net so 'n vinnige klompie afkondigings. Kom ek begin by die ons is besig om nuwe groepe te skep. En ek vra groot om verskoning. Gee ons nog 2 weke daarvoor asseblief. Ons het gedog ons gaan 'n vinnige job wees om met name op te sit, maar ons moet ons eie bestaande databasis wat op 'n ander program werk, moet ons kontroleer. So daar's 3 verskillende stelsels wat ons het wat ons moet bysit en remove en herstel. So ons gedog het gaan vinnig wees, maar ek en Annelie sit nou 'n paar aande al en dis regtig waar nie so easy nie. Gee ons net kans daarvoor. Gee ons nog 2 weke. As ons jou by 'n groep add, moenie leave nie asseblief. Bly op, al is daar 7 suiderlike groepe waarby jy is, bly op nommer 8 en nommer 9 ook asseblief. Ons gaan jou afval, ons beloof oor 2 weke. Gee ons net kans, dan gaan die regtes bestaan en die onregtes nie meer bestaan nie. Maar gee ons nog 2 weke asseblief. Is dit reg so? As jy nog nie geregistreer het nie, asseblief, as daar so blaadjie daar agter by Jackie hulle, soos jy daar wil inskryf, of as jy dit met 'n link wil doen op die blaadjie self, is daar so 'n QR code wat jy kan gaan doen, of stuur so met 'n WhatsApp vir my of vir Annelie en sê, hier is my naam, van, telefoonnommer en verjaarsdag. Jou jaar ingesluit asseblief, want daarmee moet ons gaan kyk op die ou stelsel of jy daar is, asseblief help ons, naam van, verjaarsdag, julle geboortedatum en jou selfoonnommer. Goed, dit geld vir almal. As daar nou 'n 9-jarige kind is wat hulle selfoon het, dan kan jy die nommer ook vir ons gee, maar ons gaan hulle nou nie op die groepe laai nie. Ons gaan net die ouens van belydensklas af op die groepe laai vir die oefening. Is dit reg so? Gee ons nog 2 weke, moenie lief nie. Jy gaan geflat word. Jy gaan ten minste nie vergeet nie. Nommer 2. Daar's verskillende maniere hoe ons kollekte of bydraes kan maak. Jy kan dit EFT, die manier wat ons probeer so ver as moontlik elektronies gaan, so dit help ons as jy EFT. Ek weet jy's gevoelig oor jou bydrae en jy wil nie altyd jou naam bysit nie, jy sit anoniem by, maar vir die audit doeleindes skryf net Piet Pompies of dat mense net weet waar jy met te pos. Die auditeure wil net gereeld weet presies waar jy dit gaan. Help ons net daarmee asseblief. Maar ons gebruik ook SnapScan. Nou gaan jy eens my vra, wat is SnapScan? Ek weet nie heeltemal nie, ek gebruik dit nie altyd nie, maar hier dit werk min of meer so. Jy laai die app SnapScan op jou foon af, of dit van Play Store of van Apple Store af, jy laai daai app SnapScan af, dan link jy jou bankbesonderhede met daai SnapScan. En dan as jy in die kerk is en jy wil kollekte ingooi, dan agter op die stoele is daar so QR code of op die blaadjies en jy klik net en voilà, daar kry die kerk jou kollekte. Dit is baie makliker. So as jy daai roete wil loop en jy werk eerder elektronies, dan is jy welkom om so te doen. Maar daar's 'n verskeidenheid maniere om bydrae. Jy kan dit in 'n koevertjie sit. Dis up to julle. Dis regtig waar daar's genoeg metodes. Jy kan dit kies waar jy die beste en die maklikste en die gemaklikste mee is. Dit raak nou hierdie raak dalk ouens wat besighede het en by besighede betrokke is. Dit raak nou finansiële jaareinde wat die belasting jaar betref. Indien jy 'n belastingkorting wil hê, kan jy by ons dit ook so doen, maar jy moet 'n ander rekening gebruik. Ons het 'n aparte maatskappy gestig, Petros,
waar jy belastingkorting sertifikate kan kry, artikel 18A sertifikate kan kry. Maar jy moet asseblief 'n ander rekening gebruik. Jy gaan nie die bestaande kerkrekening kan gebruik nie. Dit moet hierdie ander rekening wees om dit bietjie makliker te maak. Louis staan gou regop. Johan tel op die stoel. Nee, toe maar. Louise gaan daar agter by Simonay se klankdesk wees na die tyd. Sy het besonderhede daaroor. So as jy daai roete wil loop, gaan gesels met Louise. Daar is belastingkorting voordele ook beskikbaar, maar jy moet met Louise gesels daarvoor. Sy sal vir die bank besonderhede gee en vir jou help om dit te kan doen. Petros is heeltemal onafhanklik van die kerk, maar dit doen eintlik die uitreik aksies van die gemeente. Dis waar daai maatskappy gestig is. So, praat gerus met haar. OK. Laat ek gesels oor die verskillende groepe in die gemeente. Daar's 'n verskeidenheid groepe, die katedese is dalk die belangrikste. Elke Sondagoggend na kerk van graad 4 tot graad 11. Die graad 1, 2 en 3 is tydens die erediens hier agter in die saal en die voorskoolse kinders is ook tydens die erediens in die ou kerk. As jy dalk nie weet waar om heen te gaan nie, gaan maak 'n draai agter by Annelie. Annelie, staan jy ook gou regop asseblief? Daar is Annelie. O ja, dit gaan goed met haar pa. Laat ek dit dan so sê. Dit gaan beter met haar pa. Die dominee het sy job gaan doen daarso. Dit gaan regtig baie beter, baie sterkte verder pa as jy kyk. Ek weet jy kyk, maar sterkte daarso by julle. Ja, terwyl ek oor Annelie se pa praat, ek sommer oor Roan se seentjie praat. Waar is Roan? Dis op pad. Ons weet nie wanneer nie. Na julle se datum is die 17de Februarie, maar ja, dit gaan ook goed daarso op hierdie stadium. Maar gesels met Annelie as jy kinders het voorskool en graad 1 tot 3, gaan gesels gou met haar, sy sal vir julle op die regte plek vat. Graad 4 tot by graad 11, julle is na die tyd hierso in die saal. As jy nie weet waar om te wees nie, gaan maak gerus 'n draai daarso. Hierdie een moet ek dalk eers afkondig na die diens, mag ek nou al sê. Ons is op soek na 3 mentors wat ons kan help met sonnaskool gee. Moenie nie sommer sê ja, ek sal dit doen nie. Gaan dink rustig daaroor. Dis iemand wat elke Sondag hier moet wees, wat elke Maandag aand 'n Zoom meeting saam met ons moet geniet, wat 'n verskil wil maak in kinders se lewens. En ek wil nie die ouer mense uitsluit nie, maar lyk my jong mense en jonger mense relate nogal makliker met mekaar. So as jy oor 60 is, oorweeg die band. nee. Maar julle hoor dit ek vra, as daar jonger mense is wat graag wil deel word om 'n mentors te wees, ons op hierdie stadium op soek na 3. Dit gaan nie noodwendig elke week wees nie, maar asseblief commit jou vir elke week en ons sal dit regtig waar so wil gebruik. Franco, ek gaan vra dat julle Simonay, jy gaan nog 'n rukkie hierso wees na die diens, nê. Gaan gee jou naam daar vir Simonay. Franco sal by Simonay hoor wie dit is en dat ons dit so opvolg. Is dit reg so? Goed. Daar's ook 'n paar ander groepe. Daar is 'n manne byeenkoms, 2 van hulle. Die een is Woensdaagoggende. Jan, help my 5:45 nê. 5:45 tot so 5:15. Dis al 2 groepe is hierso. So as jy 'n Woensdagoggend vroeg op is en jy wil graag kom saam met die mans kom kuier, dis regtig waar baie lekker informeel, hulle gesels saam. Dis 5:45. As dit vir jou nie werk nie en jy wil eerder 'n middag doen, dan's donderdag middag die alternatief en dis ook 5:45. Ook 5:45 tot 5:15. So as jy iewers by manne byeenkomste wil betrokke raak, of Woensdaagoggende of donderdag middag. Goed. En dan net weer terug by die jong mense. Lank terug toe ek jonk was, en dit was baie jare terug, het ons vir sonnaskool bywoning so 'n sertifikaat gekry met stickers op elke jaar om te sê maar jy het nou geskuif van graad 1 na graad 2 en na graad 3 toe en so het elke jaar so 'n stukkie vordering gehad. Nou daai papiergoeders werk nie vandag meer nie. Dit werk, dis regtig baie lomp. Die goed word verlê en daar is net te veel papiere wat ter sprake is. So ons het hierdie jaar dit anderster gemaak, wil ons maak met ons sonnaskool, is die graad 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ons gaan vir hulle 'n sakkie gee. So een van hierdie, jy weet nie van die sakkies hierso nie, nee. Van hierdie sakkies gee en elke week se les gaan ons aan
aan die hand van 'n dingetjie wat ons in die sakkie kan insit, wat link met daai boodskapie daarin gooi. Die kinders gaan dit hierso hou, met ander woorde, elke keer as hulle hier gaan wees en hulle kry, sê net maar vandag 'n klippie, dan gooi hulle die klippie in. En volgende week 'n stukkie spieël, dan gooi hulle die spieeltjie in. En die volgende week 'n stukkie kougom. So dit gaan elke week iets wees wat hulle gaan onthou van wat hulle gemaak het. Aan die einde van die jaar gaan hulle hopelik 'n vol sakkie kan huis toe vat. Wat hulle kan onthou wat hulle gedoen het. Dis die alternatief vir hierdie sertifikate wat ons vir die kinders wil doen hierdie jaar. So help ons daarmee, ma's en pa's. Ons vra regtig waar dat julle kinders so getrou moontlik sal sonnaarskool toe bring. Dis regtig vir ons crucial om met ons kinders so te kan werk. En dan die laaste ene, genade, nou moet nog preek ook. Die laaste ene, Annelie sê daar kort nog so 5 dames wat ons kan help met broodjies. Ons maak broodjies vir 2 skole. Een is Ebenezer. Dis gesort. Ons het 'n skenker gekry wat vir ons brood skenk en daar's dames wat vir ons help met die smeer. Maar ons het ook by 'n ander skool betrokke, by Diedriks betrokke, om donderdag broodjies te maak. Daar's so 70 kinders wat ter sprake is en jy hoef net 1 keer 'n jaar te help. Annelie het so gewerk dat ons 30 dames het, of 30 mense het, 30 gesinne het, 30 groepe het wat help. So daai groep is net 1 donderdag 'n jaar wat jy dan vir daai 70 kinders broodjies maak. Annelie sal vir jou al die besonderhede gee, maar daar skort nog so 5 na 6 dames of mans of groepe. Gesels asseblief met Annelie daaroor. Goed. 1910. Lank terug. Was iemand al gebore toe? Nee. 1910 het iewers opgeskryf, het Theodore Roosevelt 'n toespraak gelewer. In die toespraak sê hy, die probleem met vandag se mense is dat hulle apaties geraak het, dat hulle kritikasterig geraak het, dat hulle leunstoel mense geword het, dat hulle mense geword het wat net wil consume en nie meer wil contribute nie. Die toespraak se naam is The Arena. Asof hy by 'n stadion staan en sê, julle sit en kyk, julle is toeskouers, maar actually moes julle plek wees op die rugbyveld. Gits, daar was gister sowaar meer as 300 mense op Ellis Park. Mense wat wou kom kyk het wat gebeur, en dit was nou nie 'n mooi gesig om te sien uiteindelik nie, maar daar was toeskouers, daar was seker 'n bietjie meer as 300. Daar was 10,000 mense wat op Ellis Park gaan kyk het. Daar was 'n bietjie meer iewers in Natal om daar te gaan kyk wat gebeur daarso. Daar was heel wat meer in Melbourne met gister se damesfinaal. Maar daar's toeskouers. Dis toeskouers. Kom ons gebruik die Afrikaans daarvoor. Ons is verbruikers terwyl ons eintlik vervaardigers moet wees. Consumers in plaas van contributors. En dis ons probleem, want daai ding het ingesluip by die kerk. Het deel geword van 'n kerkbyeenkoms. Terwyl dit eintlik nie so behoort te wees nie. Eintlik behoort ek en jy hier te wees, opgelei te word, toegerus te word en aan buitekant 'n verskil te gaan maak in 'n wêreld wat mekaar is, wat nodig het om God se woord te hoor, wat nodig het om te sê, maar ek wil regtig waar deel wees van wat God doen in hierdie wêreld. So, kom ons probeer onsself net 'n bietjie op 'n skaal van 0 tot 10 plaas. Nou voor jy doen, wil ek net gou 'n storie vertel. Lank gelede was ek op universiteit. Al my stories begin deesdae met lank gelede, want ek is baie oud. Maar lank terug was ek op universiteit. Die lekkerste van universiteit was in die aande hier na 11:00 as almal nou klaar hulle opsommings gemaak het en hulle huiswerk gedoen het en hulle reggemaak het vir die volgende dag, of as hulle terugkom van al die kuierplekke af, die Elgro was toe al daar gewees, dan maak almal vir hulle koffie en dan kom almal by 'n sentrale kamer, een van ons se kamers bymekaar, en dan gaan lê ons so dwars oor die bed. En dan los ons die wêreld se probleme op. Dan praat ons oor
Marxisme, en toe was nog die rooi gevaar, en ons praat oor P.W. Botha, hy was toe nog daar, ek weet nie of julle hom nog ken nie, en toe ons praat oor F.W. de Klerk, en ons gepraat van die ANC wat net nie ontban moet word nie, en dit gevaar is, en die PAC, en ons het die wêreldse probleme opgelos, daar op die bed, met koffie, en beskuit, as daar nog so iets was. En dan jy 12 uur, 1 uur gaan slaap, en jy het môreoggend 8 uur in die klas gesit, luister mooi, jy het in die klas gesit, jy het nie op 'n YouTube videoetjie gekyk nie, jy het in die klas gesit, en wat het gebeur? Niks. Jy het al die wêreldse probleme opgelos, maar jy het niks opgelos nie. So waar trek jy, ek en jy? Kom ons vat daai as 'n maatstaf. 0 is, ek is glad nie betrokke nie. Ek flout net. 10, ek en jy kan dit nie wees, dis Jesus. Hy het gedien, hy was betrokke. So as jy nou wil sê, jy is 'n 10, vraag of jy ou langs aan, wat se getal dink hy is jy? Hy gaan nie vir jou sê, jy is nou met 10 nie, want 10 is Jesus. And you think you are Jesus, you are not. Vergeet dit. Maar waar trek jy op hierdie kontinuum van 0 tot by 10? As jy moet sê, maar, hoe aktief betrokke is jy in die koninkryk van God? Ons maak dit meer as net hier by mekaar wees, om hier op die band te speel, of kollekte op te neem, maar hoe betrokke is jy in die wêreld, in God se wêreld? Wat 'n verskil maak jy in hierdie wêreld? En dis krusial dat ons iewers moet sê, maar dis waar ons is op hierdie kontinuum. Ek dink die meeste van ons gaan sê, ons val in die eerste helfte. Ons is hier, ook nie so gereeld nie, maar as jy op 'n knoppie druk, as ek 'n broodjie maak. Maar moet nou nie vir my 'n nommer 8 broodjie vra, dat ek elke week moet maak nie, nou vra jy nou is dit moeite. Maar hierso by nommer 2, so 1 keer 'n jaar, 1 keer in 6 maande, ja, ek sal kyk of ek kan help. Ek sal kyk of ek dalk kan help om iewers te betrokke te raak by iemand wat siek is, of wat iewers te by hospitaal toegeneem moet word, maar moet my nie vir my te veel vra nie. So kom ons lees saam Bybel. 1 Petrus 4. Dis so nice. Waar is Chanel hulle? Waar sit julle? Chanel, daar's hy. Die tweeling, staan julle gou op toe. Madison, staan gou 'n bietjie regop. Hulle het vir my gevra, Dominee, gee asseblief vir ons die teks van Sondag. Ons wil in ons Bybel daarby uitkom dat ons nie hierso gevang word en nie weet waar ons moet wees nie. Ja, hulle weet waar is 1 Petrus. Weet julle waar is 1 Petrus in die Bybel? In die Ou Testament? Nee, is Nuwe Testament. Waar in die Nuwe Testament? Agtertoe. Okay, 1 Petrus 4. Petrus is die dominee in Jerusalem. So dis sy gemeente. Hy is trouwens, die gemeente in Jerusalem was die arm gemeente gewees. Hulle kry swaar. Hy skryf op 'n stadium 'n brief en sê vir Paulus help bietjie, vra bietjie vir die ouens daar ver om vir ons geld te stuur en ons sukkel. En Paulus samel geld in om vir hierdie ouens te geld te gee. En nou sê hy vir hierdie ouens, hy sê, as goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God, dit klink baie heavy, maar al wat hy sê is, julle, ons kry so baie, en ons moet gaan dien, moet elkene van daar af, elke ry op en af, elkene, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, en elkene van Anel af, dwarsdeur, tot hier by Rolof, het elkeen 'n genadegawe gekry, 'n gift gekry, iets wat ek kan gaan doen, en wat moet jy daarmee maak? Jy moet die ander gaan dien. Okay, dis die easy deal, nee. Het julle al, ek weet nie wie van julle boer met hoenders nie, maar het jy al gedink hoe moeilik dit is om hoenders as kos te verkoop? En nie om te voorsien nie, maar dink nou self aan wat kan nog met die hoender anders te gebeur as om 'n KFC hoender te maak? Ek wil jou mond begin onmiddellik water vir hierdie vetterige, vellerige boutjie. Jy droel sommer al klaar, want dis maar as jy daarvan hou nie, dan gaan jy chicken licken toe. Bietjie meer ferm, dis nie meer so sopperig nie, van die olie nie, dis 'n bietjie meer ferm. Of nie daarvan hou, dan gaan jy potjies, dan gaan jy Nando's toe. En dan betaal jy oor jou
kop vir selfde hoendertjie. En as jy daarvoor dik is, dan gaan jy Woolies toe en jy koop R279 op 'n Sondag. Dan kry jy twee hoendertjies daarvoor. Of jy maak self jou eie hoender, jy sit met 'n baksakkie en jy maak hom perfek. Maar jy wat nie nou meer met hoenders. So as jy in die bemarkingsafdeling van KFC werk, dan maak jy daai vetterige hoender nog vetteriger. Of nog meer juicy, crispy. Of as jy Nando's maak, gesê 'n peri-peri of mild of iets by. So jy moet hele dink oor hoe gaan ek hierdie ding bemark? Want die wêreld wil hê ons moet consume. As jy op Facebook is, dan sê hulle Shein, of wat jy wil noem, gaan soen toe, hier is jou nuwe stel klere en julle nuwe klerekas. Of as hulle te duur is, dan gaan jy Timo toe. Maar jy gaan net nie meer Troos toe nie, want dan moet jy uit die bed uit opstaan. Dit is moeilik. Hierdie laai by jou huis af. Hulle trek die tax vir jou af. Alles gebeur. Sit rustig. Jy kan 'n nuwe pakkie kry deur net te scroll. En so werk die advertensiewêreld. Hulle soek jou om sodat jy kan consume. Kerk ook. Kom ek vertel jy wat het vanoggend gebeur. Jy het kerk toe gery met jou chorrietjie of geloop. As jy met jou karretjie gekom het, dan was daar een van 6 sekuriteitsouens buitekant wat vir jou gewys het, hier kan jy parkeer. Trek bietjie nader aan die sypaadjie. Trek bietjie nader aan die kar voor jou. Dankie tog, iemand het my gehelp om parkering te kry. En jy het ingestap. En die kerkraad skaam hulle mors toe daarvoor. Maar almal sulke rooi beffies aangehad om 'n papiertjie in jou hand te druk. Om vir te sê as jy 'n kind het, gaan dan na die kinderkerk toe, gaan laai jou kind daar af en as jy by die kinderkerk kom, dan is jou kind oorval daar met liefde en Karinele en Celestiele het almal gesê, ja, bring jou kinders, kom ons gaan, kom Joel hierso, kinders, hulle kindertjies, almal so gefief en ver vir jou kindertjies en dankie tog jy jou kindertjies afgelaai. En nou kan jy rustig in die kerk kom. Die aircon is aan, wonderlik. Great, dis 'n heerlike atmosfeer. Die stoele is ook nie te bad nie. Dit kon harder gewees het, dit kon sagter gewees het. Ons kan dalk 'n begroting, 'n fondsinsameling doen vir lekker teaterstoele, maar dan gaan jy doen baie meer in perform, dan gaan jy in slaap raak. So ons kan nie heeltemal daai roete loop nie, maar die aircon is aan. Daar's 'n band. Hulle speel, maar daai is 'n bietjie vals, daai is bietjie hard, daai is bietjie saag. Die klank is nie heeltemal reg nie, die ligte is nie heeltemal reg nie. Maar hoe werk dit? So hoor julle wat gebeur? Luister baie mooi. Asseblief, julle moet mooi hoor wat ek nou sê. Ek het regtig nie 'n pyn dat ons soek na 'n kerk waar die woord van die Here suiwer en effektief verkondig word nie. Of dit die musiek is, of dit die parkering is, of dit die kinderkerk is, soek asseblief 'n plek waar jy die Here voluit kan dien. Nie waar jy gaan sit en gedien word nie, maar 'n plek waar jy kan dien, waar jy betrokke kan raak. Kerk hopping en kerk shopping moenie wees vir jou gemaak nie. So asseblief, moet nooit skuldig voel daaroor dat jy hier kom met aircons en ligte en moet asseblief nie skuldig voel daaroor nie. Maar hier is die belangrike. As al is wat jy doen eet is, dan moet daar iewers 'n punt kom en sê, ek raak nou obese. Ek moet nou by aksie uitkom. Ek kan nie die woord kry en kry, al braai te word nie. Iewers moet ek dit gebruik in die koninkryk. Die woord is daar om te inform, te transform, en ook 'n verskil in die wêreld te gaan maak. Te gaan reform. Dis om jou in te lig, is om jou om te draai, en is om jou uit te stuur. So, ek dink daar's 3 soorte mense. Die een soort is die lazy boy ouens. Het iemand al in 'n rugby losie gaan sit, iewers op Ellis Park of Loftus, het jy al by 'n losie gaan sit? Steek op jou hand. Dis nice daai goeters, hè? Ek het hier en daar het iemand my al saamgenooi. Jy gaan, jy betaal nie eens by die hek nie, jy word so op 'n fast lyn verbygesit.
want jy's op pad na losie L123 toe. En dan kom jy by losie L123 en dan ontvang daar 'n ou jou en sê, meneer Slabbert, baie welkom. Kom sit asseblief. Daar's ons verversings. Moet ons vir jou, kan ons vir jou bier aanbied? Kan ons vir jou 'n bietjie water gee? Wat drink jy? Jy's dominee, skiet dominee, jy's 'n bietjie water. Dis vir jou glas. En dan gee hulle vir jou 'n bietjie water en dan's platters en is alles op die huis. En dan begin die game. Dan gaan sit jy mos nou onder op die stoeltjies. En daai stoeltjies het kussentjies. Jy hoef nie kussentjies saam te bring, hulle het spesiale kussentjies. En daar's nog granter van hierdie losies, maar jy's daar. Dit is so nice. Jy check die game van bo af. En dan kom ons in die kerk so. Dankie, is 'n koffietjie. Ja, dankie dominee. Ja, dit is nou baie nice. En jy sê, hy is 'n eetdingetjie ook. Ou beskuitjie. Ja, dominee, dis nou regtig baie nice. So kom ons kyk nou. Kom sit jy en dink jy, ek het 'n koffietjie, 'n beskuitjie. En nou kan ek hierdie ding uitcheck. Hier kan ons bietjie koud. Dink ek moet aan daai kant gaan sit. Die band is bietjie laag raserig vandag. Daai basgitaar is uit. Daar's iets nie so lekker nie. Kan hoor daai ou kan nie ritme hou nie, sê Roan. En dan uiteindelik kom die dominee op die stage. Okay. Ek hoop hierdie ou gaan beter as laasweek wees. Die grappies van hom laasweek was maar lekker flou geweest. Maar ek kon net check hom uit, kyk en gee hom. Die presentation is nie te bad nie, dit lyk of dit te bad saamgestel is nie. Ja, sal dalk weer 'n keer kom. Dalk is dit nie 'n bad opset hierdie nie. Wonder wat soek hulle hier so in die kerk. Is dit Sandra daai? Sandra? Genade. Okay, ons speel saam action netball. Ja, okay. En wat se rok het sy aan? Genade, daai ding is kom uit 1910 se modes uit. Ek hoop my kar is okay, skryf dit op Wes hierdie. Genade. Maar ons kan sien, hè? En daar's baie sulke ouens in die kerk. En verstaan my reg, sê weer 'n keer. As jy 'n besoeker is, as jy nuwerig is, as jy nog nie heeltemal jou voete vind nie, nog nie kan uitcheck, is fine. Ons serve jou met liefde. Ons sal vir jou koffie daar voor sit. Ons sal vir jou is al beskuit. Ons sal vir jou beskuit daar neersit. Ons sal vir jou regtig gemaklik maak. Geniet dit. Maar iewerster moet dit flip. Iewerster moet jy vorentoe sê, maar ek is hier en ek ontvang die woord en is dalk nie te bad nie. Ek sien ook gesien op die bord en ek hoef nie 'n klomp boekies saam te bring, gesangeboekies en alles nie. Maar iewerster moet dit flip en sê, maar ek moet dit wat ek het, wat ek kry, gaan gebruik. 'n Verskil gaan maak in hierdie wêreld. Is crucial ouens. Dis die eerste groep ouens. Hulle sit hier en ek wil 'n storie uit die Bybel vir julle uithaal. Dis is in Markus. Ek het nie daai teks vir julle gestuur nie. Dis Markus 10. Jesus en disippels is op pad Jerusalem toe. Dis nou na 3 jaar wat die disippels elke dag saam met Jesus loop, by hom is, betrokke is en hulle is by hom. En dan hoor Jesus, hier's 'n prater hier agter. En hy draai hom en sê, "Ouens, wat praat julle so?" Johannes Jakobus sê, kom ek lees die teks vir julle. Jesus Ekskuus, daar het ek net verkeerd gaan. Here, ons wil graag hê U moet vir ons doen wat ons U gaan vra. Dink ons baie van ons gebede, né? Jesus, ek gaan op my knieë, nou moet U luister. Wat ek nou gaan vra, crucial, maak 'n highlight, maak 'n merkie op jou to-do list. En Jesus sê vir hulle, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hulle het hom geantwoord, wanneer U as koning heers, laat ons dan langs U sit. En daar maak hulle al klaar 'n fout. Die een aan die regterkant en die ander aan die linkerkant. So 3 jaar loop hulle saam met Jesus. Hulle sien hom serve. Hy help 'n blinde, hy help 'n melaatse, hy help 'n vrou, hy tap die kindertjies se kop en sê, laat die kindertjies na my toe kom. Hy's besig by hulle en nog steeds snap hulle dit nie. Hulle is 3 jaar kerklidmate. Jesus, ek wil hierso sit en hierso sorg sommer ons popcorn kry asseblief, Jesus. Dit is eintlik wat hulle vra. Ons soek spesiale plekke. VIP sitplekke.
En Jesus sê vir hulle, maar by julle moet dit nie so wees nie. Vers 43. Engelse vertaling sê, not so with you. Hou hom vas. Daar moet nie so 'n sitplek wees nie. Daar's 'n tweede sitplek. En dis die reservebank. Kyk, ek het net gaan hierdie verstaan wat hy gaan. Rassie het alles kom op sy kop draai met sy bomb squad tipe van bench. Die bench waarvan ek praat is die bench toe ek op skool was. As jy reserve was jy nie goed genoeg nie. Punt. Julle verstaan, hè? Daar was gewoonlik 2 of 3 reserves, maar dit is regtig waar, jy's nie goed genoeg nie. En ons hoop nie iemand kry seer nie, want as iemand seer kry en ons moet jou vat, ons wil nie eintlik hê nie, want jy's nie goed genoeg nie. Vandag weet ons, as hulle vir kwaggale oplaai, dan weet jy, hier kom nou moeilikheid. Nie in ons tyd nie. So hierdie bench is die ou soort bench. Van jy sit maar hier so en wag en hoop iemand kry nie seer op die veld nie. Want o liewe land, as jy nou op daai ou se plek moet gaan speel, you're not gonna make it. Jy's nie goed genoeg nie. Jy skop nie akkuraat genoeg nie, jy breek nie goed genoeg nie, jy tackle nie hard genoeg nie. So jy gaan eintlik is jy net op die bench. En ek dink daar's 'n klomp gelowiges wat hier sit. I'm just not good enough. Ek lees die ander dag 'n interessante artikel oor die getal 0. Jy moet tog 'n bietjie gaan kyk daaroor. 0 is 'n incredible getal. In geskiedenis het die kerk gesê, daar kan nie so 'n getal bestaan nie. Tot heel onlangs, 500 jaar terug, het hulle gesê, daar kan nie 'n 0 wees nie. Want 0 is niks. And nothing can't be something. So, jy kan nie iets sê wat eintlik nie iets is nie. En toe is dit die Indiese wiskundiges wat gesê het, nee, 0 is belangrik. 0 het potensiaal om 1 te word. As jy iets weet van die digitale wêreld, van die internet vandag, alles werk met 0 en 1, aan en af, oop en toe. Dis crucial dat jy 0 sal hê, want 'n 0 kan 'n 1 word. En dis huge dat ons moet weet, daar is nie nulle in die kerk nie. Jy het die potensiaal om iets te wees, om 'n verskil te maak. Moses, al stamelend sou sê, ek wil nie, ek kan nie praat nie. En die Here sê vir hom, sst. Al wat ek van jou vra is, I don't call the qualified. He qualifies the called. Hy gaan haal jou en sê, ek weet jy is nie genoeg kennis nie, jy kan nie praat nie, jy kan nie dit doen nie, ek gaan van jou gebruik maak. God gebruik ons availability meer as ons ability. Ons leef in 'n wêreld waar daar baie pyne is met geestesongesteldheid. Nog nooit in ons lewe was daar so baie probleme rondom angs en depressie nie. Bietjie later in die kwartaal gaan ek 'n reeksie doen oor angstigheid en anxiety veral. Bietjie later in die einde van begin van Maart gaan ek so 2-3 weke gesels oor ons gesinne, waar ons gesinne swaar kry. Mans en vrouens stry met mekaar, sukkel met mekaar. Kinders is net so aanlapsel en hulle dit gaan ook nie goed daar nie. Dis net deur mekaar. So gaan net na Valentynsdag, ons gaan nie eens Valentynsdag vier, dan net na Valentynsdag gaan 'n bietjie gesels oor hoe kan ons die huwelike en gesinne weer op vaste treks kry. En een sielkundige skryf toe, if a person is depressed, discouraged or addicted, the quickest solution to most mental health issues is to make yourself useful to another person. As jy kan gaan help, dan word jy gesond. Die geheim van help is, you are always more filled up than you pour out. Jy dink, ek het nie meer nie. En as jy gaan gee, dan sal daar iewers 'n kraan wat jy van agter af 'n klomp input in jou lewe insit wat jou kan volmaak om nog meer te gee. Die geheim lê daarby, kom ons gaan gee vir mekaar. So, mag jy sê hierdie goed wees nie. Ook nie hierdie nie. You are miskien nie qualified nie, maar jy's called en God sal jou kwalifiseer. So die derde, het ek nou maar gesê waterdraers, maar kom ek begin met die internasionale teken by restaurante vir
bedien. As jy by 'n restaurant instap en dan kom so ou na jou toe en weet jy, ek gaan service kry. En dis ons werk as gelowiges, om te gaan dien. Markus 10 het ons nou gelees. As ons die paar dae aanstap, dan kom ons by Johannes 13 uit. Jesus, dis die aand voordat hy gaan sterf, en daai aand kom almal bymekaar. Ek het nou al vir julle vertel dat die strate daai dit nê. Die strate is ook hulle rioolstelsels. Die diere, alles loop op die pad, hulle nommer 1 en nommer 2 sommer daar op die straat, en is stofstrate, daar's nie stormwater en allerlei interessante soort van veranderings met hierdie materiaal nie, dit lê maar sommer daarso. En die mense se skoene, is nie nice skoene, bootse waarmee hulle loop nie, dis sandale, dis plakkies. En jy loop, met ander woorde, tussen die nommer 2 en die nommer 1 en die nommer stof en dis net jou voete is gaga vuil. So daar was 'n ou wat as jy instap by die huis en jy moet gaan eet by 'n restaurant, dan is daar iemand wat jou voete was. Dit was die laagste slaaf. En jy stap die 12 en Jesus in en almal kyk rond en sê, waar is die bediende? En Petrus sê, dis dan nie die Bybel, maar ek dink so. Hy dink myself, kan jy ek wees nie? Ek het op water geloop. Andreas, sy boetie sê, waarskynlik, jy het gesink daarna. Judas sê, ek dra die beursie. Ek het die spreadsheet hierso. Ek gaan nie daai ding kan doen nie. En Jesus sê, dis fyn, julle hoef nie, ek sal doen. En hy buig af. Dink jouself, en hy gaan deur hierdie 12 ouens om hy gaan verby Petrus en sê, dink seker homself, ja my ou, bietjie later gaan ek jou moet herstel, want jy gaan vandag en môreoggend erg droog maak, jy gaan my verloon, maar is okay, gaan jy voete was. En hy stop by Johannes en Jakobus, wat gedink het hulle is grand, en hy wil vir hulle sê, kry hulle my handdoekies toe, julle gaan met voete was. En hy stop by Judas. En ek dink daar is so kort pauze voordat hy sy voete was. Ek vermoed, hy en Judas kyk mekaar in die oë, want Judas weet klaar wat hy gaan doen, maar Jesus buig net af en was sy voete. En dan sê hy, behoort julle ook mekaar se voete te was. Vir Johannes en Jakobus sê hy, not so with you. Vir die disciples sê hy, so with you. Hier is ons job. Toe ek op universiteit was ek verskriklik bevoorreg om my hierdie incredible teoloog Konrad Wetmar klas te hê en eventually my skripsie ook by hom te doen. Briljant slim. Ouens, dit word vertel as feite dat hy en sy vrou in die aande Latyn met mekaar gepraat het. Hulle het nie Afrikaans of Engels met mekaar gepraat nie. Hy was Grieks heeltemal magtig, Hebreeus magtig, Latyn magtig en hy en sy vrou was 'n regsgeleerde. Hulle twee het Latyn met mekaar gepraat, want hulle kon. Briljant slim. Ek onthou ek dag toe ek by hom instap in sy studeerkamer, my skripsie. Sy mure is met boeke beslaan, die hele mure. En toe ek inkom vir hom sê wat ek wil werk oor, sê hy, kry gou my daai boek daarso met derde ene, trek hom vir my uit, bladsy 312, daar's 'n stuk oor Skillebeeks wat daaroor skryf, en dan kyk jy daarna, en so het hy, was incredible slim, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Prof Konrad was fenomenaal slim, maar wat my die meeste geraak het was, dat 2 dae 'n week, 2 aande 'n week, verlaat hy sy studeerkamer en die universiteitskampus, en gaan werk hy met mense wat terminaal met kanker is by hospice. Dan vergeet hy van Latyn en dogmatiek en al die grand goeters, en gaan werk hy
met ouens op hulle laaste is. En vertel vir hulle van die genade van God, wat selfs op die doodsbed is. Maar dit het van niemand vertel nie. Stil, het hy sy handdoekie opgetel, gaan werk. So ek kan my maklik omkoop met 'n ontbyt. Ek is maklik. Ek sal aand jy ook ontbyt eet. Daar's 2 diere betrokke by gewone ontbyt. Hoenders en varke. En ek het die storie al baie vertel en is redelik algemeen op die internet. Hoenders gee die eiers. Maar môre leef hulle nog en gee nog eiers. En nog, hulle is betrokke, hulle gee iets. Varke sê, slag my. Kill me. Miskien moet ek en jy vark word. Nee, ons moet varke word. Daai ou is eiers ou. En daai is 'n eier ou. Ek en jy is daar geroep om vark te word. Jy moet doodgaan om jou spek te gee. Here, ons wil lewe net vir onsself leef, ons wil gemaklik wees. Ons wil in die pound seats wees, ons wil in die losie sit plekke hê. Jy sê vir ons, dis reg, ek sal graag jou wees, ek sal jou voete vir jou was. Maar as jy daarop staan, moet jy 'n verskil gaan maak in ander ouens se lewens, moet jy ook betrokke kan wees. Geet ons vervaardigers, nie net verbruikers sal wees nie. Maar daarvoor moet jy ons asseblief toerus, Here. Want ons voel inadequate. Ons voel ons is nie heeltemal okay om te kan doen wat U wil hê ons moet doen nie. Daarom kies ons om tyd keer om iewers op die reservebank te gaan sit. Maar Here, U vra vir ons, nee, klim af daarso. Klim af van jou leunstoel veral en gaan surf. So, ons as Suiderlig steek vandag ons hand op en sê, ons sal U gaan dien. Met alles wat ons het. So ons gaan nie 'n slotsang vandag sing nie. Ek wil die seën uitspreek. En dan gaan ons afsluit met 'n laaste lied, wat ons in die begin nog gesing het. Want ek wil jou uitstuur met 'n God wat kom sê, my genade is vir jou genoeg. Ek seën jou met die keur van my seëninge. Ek wil hê jy moet verstaan dat ek jou geroep het, nie om iewers in 'n losie te gaan sit nie, of iewers op 'n bench te gaan sit nie, om te gaan dien. En met ons eerste lotsongs te gesing, Here. Ons gesinne, generasies, oral waar ons die wêreld tot seën gaan wees. Mag die Here se genade en sy liefde jou gebruik om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Mag jy geseën wees om 'n seëning te wees. Amen. So gaan, geniet die dag verskrik baie. Kategese, julle is naai dit hierso. Louise is daar agter met Petros. Hê net sommer 'n ongelooflike geseënde week. Hoe berge die betalen, stormwinde is die tale wat lees, daar moet God weer. Wilde waters door het duinen, wat de bommen en woestijnen.
onder wolke, roep die nasies, alle volke, begree, daar moet 'n God wees. Skepping getuig, daar die mensdom moet wees. Hy leef, dan loop Here waardig, hy leef, en leef voor die aarde,